Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug. Dis nie altyd dat ons op 'n effense meer positiewe noot begin nie, maar dit is lekker om vanoggend saam met Palesa Matlala te begin by 'n bietjie goeie nuus. Goeiemôre Palesa. Goeiemôre julle. Palesa, ons begin by Eskom wat goeie nuus deel oor elektrisiteitspryse. Ja, so Eskom se voorsitter, meneer Mteto Nyati, hy sê daar's tekens dat elektrisiteitspryse in die land nou kan afneem. Nou ons weet nou oor die afgelope tyd het die pryse verskriklik baie gestyg. Die tariefverhogings was met tyd het dit net aanhou styg en verbruikers is natuurlik onder druk. So hy sê nou dat hierdie hoë pryse kan nou afkom want Eskom, hulle het nou besluit om meer te beweeg na nie net 'n blote krisisbestuur tipe manier om hierdie goed te hanteer nie, maar hulle wil nou meer sterker fokus op hoe om elektrisiteit goedkoper vir verbruikers op te wek. Dit gaan fisies 'n verlaging in pryse wees of is dit net die traject van verhogings gaan minder word? Ja, so die traject van verhogings gaan met tyd minder word. Van hulle sê nou hulle probeer nou maar net bedryfskostes verlaag en dan hulle wil ook prestasie en doeltreffendheid by kragstasies probeer verbeter en dan wil hulle dan ook verliese beperk wat natuurlik deur swak instandhouding en ondoeltreffendheid veroorsaak was. So hulle sê as hulle ook nou maar meer probeer hierdie of hulle se bestuur van Eskom meer of die finansiële bestuur beter toepas, gaan dit ook dan nou help om die kostes te verlaag. Finansiële bestuur was nog altyd 'n kwessie by Eskom, as weet daar was voor 93 het hulle die kapitaalontwikkelingsfonds gehad, ja. Dis in Afrikaans het vertaal, waar hulle geld belê het, hulle het eintlik meer, hulle het begroot om 'n sekere bedrag te belê en die winste daarvan te gebruik om in 'n manier die ontwikkeling van nuwe kragstasies wat hulle moet bou, steenkoolkragstasies te befonds, of dan die prys dan op 'n manier die laer te hou. En van 93 tot 2004 ja. Is daardie fonds heeltemal op sy gestel, dat gesê dat nie meer nodig is, maar hulle gaan nie meer kragstasies bou nie. En toe ons in 2007 weer kragstasies bou, toe moes ons al daai geld gaan leen. Want die fonds was toe nou weg en ons betaal nou eintlik 'n enorme deel van Eskom se inkomste aan rente. Ja, dis reg. So dis nou maar historiese skuld wat hulle nou opgedoen het. Dis hoekom hierdie tariefverhogings ook so vinnig en nou die heeltyd met ter tyd opgegaan het. Hoekom dit nie kon absorbeer word? Hierdie historiese skuld. Ja. En dan weet ons ook natuurlik hoe ons onder druk was met beerdkrag. So ons is nou amper 'n week weg van 'n jaar sonder beerdkrag of nou maar net minder beerdkrag. So dit is ook nog maar 'n goeie teken wat nou maar wys ons beweeg in die regte rigting. Eskom sit ook in 'n situasie waar hulle sal moet herbesin oor die prys van die produk wat hulle verkoop omdat dit nie meer in so hoë aanvraag is nie. As mense dink aan groot korporatiewe maatskappye en privaat mense wat op hulle eie sonkragstelsels of ander opwekkingsstelsels begin insit omdat dit ekonomies meer sin maak op die einde. So Eskom moet soos jy sê hulle bedryfsplan moet dit ook in ag neem. Ja, so toe ons nou so onder 'n gebuk gaan onder beerdkrag, weet ons dat baie maatskappye op die private sektor het baie geld begin bestee aan hulle eie kragopwekking. Dus hernubare krag, windkrag en dan sonkrag ook. So wat ook nou gebeur is dat Eskom gaan nie nou meer net alleen 'n speler wees nou met elektrisiteitsopwekking nie. Hulle probeer nou hierdie hoe elektrisiteit opgewek word, wil hulle nou meer bietjie diversifiseer en 'n bietjie meer mededingend maak. So ons weet dat daar nou al 'n paar projekte ook aan die gang is of lisensies wat gegee is aan van hierdie private maatskappye wat ook nou gaan krag opwek en dan vir die netwerk, vir die nasionale netwerk. Maar ja, soos jy nou genoem het ook dat die private sektor het ook baie bygedra tot die feit dat Eskom nou nie meer so baie krag hoef op te wek nie of dit was nou nie net meer hulle probleem nie. Nie hulle verantwoordelikheid nie. So mense het miljoene spandeer. Ons weet dat groot maatskappye gaan maar self begin opwek en hulle is die las van die stelsel afval begin opstel, so ja. So dit nou maar 'n bietjie druk van Eskom afgehaal. Dan moet ons praat oor Suid-Afrika en
toerisme uit die globale suide uit. Ek het nou vanoggend vir die eerste keer uitgefigure, die globale suide het niks met die suidelike halfrond te doen nie. Mense sou nou dink dat dit is die suidelike halfrond van die wêreld, Ja, maar die dis globale, twee verskillende goed, ja. Ja. Maar die president sê in Durban by toerismekonferensie sê hy die globale suide se toeriste is besig om al hoe meer na Suid-Afrika toe te kom. Ja, en hy sê ook hy wil graag hê hulle wil meer hierdie toeriste van hierdie lande lok na Suid-Afrika. So hy het dit nou genoem soos jy sê by die Africa's Travel in Durban. So hier is een van die grootste Afrika toerisme geleenthede op die kontinent. So hy sê dat Suid-Afrika moet probeer nou minder afhanklik word van toerismemarkte soos Europa. En ons weet nou dat die afgelope of sover as wat ek kan onthou is ons baie afhanklik Europese toeriste. op toeriste van daar af. So hy sê ons moet nou meer fokus op die globale suide of die sogenaamde Global South. Nou hierdie is net 'n term vir lande wat nou maar ontwikkelende lande is, net so Suid-Afrika opkomende markte, waar die inkomste nie so groot is maar lae inkomste lande. En hierdie is ook lande wat hoofsaaklik gelees in Afrika, Latyns-Amerika en dan ontwikkelende dele van Asië. So nou Ramaphosa sê hulle glo dat daar lê groot geleentheid met hierdie opkomende lande, want hulle voel soos lande soos India en China het nou die afgelope paar jare gewys dat hulle het nou meer geld. Hulle se inwoners het meer geld om te spandeer op toerisme. Ja, hulle moet net nie misdaadslagoffers raak op pad Kreer-Wildtuin toe Ja, nie. asseblief nie. Ja. Maar dit is goed vir my om te hoor dat ons wil diversifiseer, dat ons kyk na ander markte. Dit is altyd positief en vir my 'n stap in die regte rigting. Jy weet jy fokus net op een plek nie. Ja. Ek dink dit is goed dat ons probeer diversifiseer. Ons weet dat ons toerismebedryf of die sektor hier in Suid-Afrika doen baie goed. Net verlede jaar het ons 'n rekord van 10.5 miljoen internasionale toeriste verwelkom. En so ons weet dit is 'n sterk sektor in die land. So dit is maar goed dat die regering of wat Ramaphosa nou noem dat hulle wil dit nou verbeter deur om nou maar uit te reik na die globale suide lande of hulle uit te lok. Nou hy sê ook hy fokus spesifiek op lande of waar hy nou probeer waar hulle nou vir ons sal meer bemark. Ons toerisme meer bemark is in lande soos China, India, Suidoos-Asië, Mexico en Brasilië. Ja. Okay, so baie van die BRICS-lande ook. Ja, baie van die BRICS-lande. Ja. Palesa, dan moet ons gesels oor waarskuwings van Suid-Afrikaners wat e-pos ontvang van Amazon. Ja, so Amazon het 'n waarskuwing uitgestuur waar hulle sê dis 'n nuwe phishing bedrogskema. Nou phishing is waar as 'n kuberaanval by hierdie kubermisdadigers hulle gaan voorgee of hulle nou 'n baie betroubare handelsmerk of 'n maatskappy is en dan gaan hulle gewoonlik vir jou 'n SMS stuur of 'n e-pos om nou maar net jou persoonlike inligting te bekom. Nou hoe hierdie spesifieke bedrogskema werk waarvan Amazon nou vir ons waarsku is dat die misdadigers hulle gebruik Amazon se Simple Email Service, so SES. En nou dit is 'n wettige Amazon diens wat hulle verskaf aan maatskappye om baie e-posse sommer op een tyd uit te stuur na hulle kliënte of verbruikers. Ons weet Amazon is ook baie hulle doen baie. So hierdie is maar net een van die dinge wat hulle doen. Ek dink baie mense dink nou maar net Amazon is hierdie aanlyn stelsel waar jy kan verkoopsplatform waar jy kan goed gaan bestel, maar hulle het baie ander goed ook soos hierdie SES wat hulle natuurlik aan maatskappye is 'n diens wat hulle aan maatskappye bied. Maar wat sê hulle gaan gebeur? Waaroor gaan die waarskuwing? Ja, so dit is dat kuberkrakers, hulle gebruik hierdie SES stelsel en dan stuur hulle e-posse wat lyk asof dit nou kom van 'n betroubare maatskappy. En dis nou maatskappye wat hierdie SES diens gebruik van Amazon. Okay. En dan stuur hulle skakels ook in hierdie e-posse wat hulle na jou toe stuur en dan Moenie klik op 'n skakel as jy nie seker is nie. Presies. So hierdie sodra jy klik, dan gaan jy word jy oorgeskuif na 'n blad toe wat onwettig is natuurlik. Wel as jy sit jou pin in en dan vang hulle dit. Dis die ding, ja. So dit lyk so dit kom nou van 'n regte maatskappy af, maar of van die Amazon stelsel af, maar en hierdie goed glip ook gewoonlik
maklik verby spamfilters en dit maak dit ook mos maar baie meer gevaarliker. So ja, so net voorbeelde van hoe hierdie e-posse lyk is daar's gewoonlik 'n dokument onderteken diens wat nou waar hulle sal sê jy moet inteken. Ja. Byvoorbeeld soos DocuSign, daai wat jy elektronies kan gaan teken op 'n dokument of rekeningbevestiging en veiligheids waarskuwing boodskappe wat jy ook sal ontvang. Ja. En soos ons gesê het, wanneer jy op hierdie skakel klik, dan is dit nou maar neusie verby. So mense moet maar eers verifieer voor jy nou net klik op 'n skakel. Palesa, maar nou ongelukkig moet ons gesels oor iets minder lekker en dit is SAL. Ja, so die VF+, hulle was nou onlangs weer in 'n parlementêre begrotingsdebat sterk gekant teen die staatshantering van staatsondernemings. Ons het nou net gepraat van Eskom, byvoorbeeld hulle sê historiese skuld, so ons weet maar ons land het 'n track record, jammer vir die Engels, van staatsondernemings wat nie goed bestuur word nie. So die VF+, hulle sê hulle fokus nou spesifiek hierdie keer op die SAL en hulle voel dat die regering nie die lugdiens goed genoeg bestuur nie. So hulle sê dit moet geprivatiseer word. Hulle sê dit is nou die enigste reddingsboei. Dit is nou die enigste way out vir die lugdiens om beter te funksioneer. Nou volgens hulle ook is daar nie meer is dit nie net meer genoeg om net SAL die hele tyd te wil herstruktureer nie. So ons weet ook nou onlangs met baie van 'n paar van die senior leiers het toe net onmiddellik bedank en dan ook die uitvoerende hoof professor John Lamola. So hulle het nou onlangs 'n nuwe uitvoerende hoof ook aangestel. En ek weet dat hy het genoem in 'n paar media onderhoude dat hy genoem dat hulle gaan nie nou meer of nou onmiddellik nou eers weer die regering vra vir geld of vir 'n reddingsboei om nou weer om die lugdiens te stabiliseer nie. Maar VF+ hulle voel net dat dit sal maar tot dit toe lei dat die regering weer of wat ons as belastingbetalers weer sal moet aanhou die lugdiens befonds. Ja, ek dink iewers moet jy jouself begin vra, jy moet jou half die voordele en die nadele opweeg en is dit voordelig om aan te hou om iets soos die SAL te befonds met belastingbetalers geld of is dit tyd dat mense gaan daar's te veel nadele, ons moet dit dan privatiseer as ons wil hou of wat ook die plan is, maar iewers moet jy begin kyk hoe kan ons klein begroting wat ons het beter bestee. Kyk, daar's vir jare lank onderhandel oor die Takatsu konsortium wat 51% van SAL sou koop. Dit het heeltemal deur die mat geval op die ou ende. Maar nou moet 'n mens dink, wat is die struikelblokke? Ja, ons wil graag 'n national carrier, 'n nasionale lugdiens hê, maar nou, as jy praat oor privatisering, nou moet jy begin praat oor privatisering van ander staatsinstansies ook. Dan praat ons oor Eskom, dan praat ons oor Transnet as 'n geheel. Dan praat ons oor die poskantoor byvoorbeeld. Moet jy dit ook privatiseer? Dis baie groot kwessies, radikale kwessies as jy privatisering wil gesels, as jy privatisering as 'n opsie aanbied. Waar die tradisionele wanbestuur van die nasionale lugredery maar nog altyd die kwessie is. Dis tradisioneel nog altyd wanbestuur. Ja. So en as jy eers in daai gat is, dan kom jy nie daar uit nie. So dis maar 'n sensitiewe kwessie en ek verstaan dat mense in die parlement ook ernstige debatte daaroor voer. Ja, hulle het 'n ernstige debat daaroor gehad. Nou die teenargument was dat hulle voel net aan die ander kant is daar ook 'n siening dat die SAL steeds 'n belangrike nasionale bate is. Aanwins is, ja. En so hulle sê ook dat die SAL strategies belangrik ook is vir die verbinding van lugroetes en dat dit 'n groot rol natuurlik speel in toerisme en handel vir die land en dan volledige privatisering risiko's wat daar nou kan wees vir nasionale beheer vir die lugvoer. So hulle voel maar net daar kan risiko's wees as dit nou geprivatiseer word en dan die regering nou glad nie meer beheer het oor die lugdiens nie. So ja. Palesa, dan gaan ons praat ons 'n bietjie eers oor die Jennifer se minister. Ons praat oor Guyton McKenzie. Hy dring daarop aan dat die rugby wêreldbeker na Suid-Afrika toe sal terugkom. Hy sal nie rus nie. Ja. Hy werk onverpoos daaraan. Die realiteite
veral van internasionale rugbyraad af is heel anders. Ja, so die minister van sport, kuns en kultuur, Guyton McKenzie. Ek hoor nou vir die eerste dis Jennifer se minister. So hy het na sy 2026 begrotingsrede in Kaapstad vroeër hierdie week het hy gesê of beklemtoon dat hy glad nie gaan rus nie en die SA rugby wêreldbeker moet weer of Suid-Afrika moet die toernooi aanbied. Nou onlangs 2023 was Suid-Afrika ook mos nou maar een van die lande wat sou kon die toernooi aanbied en dit het toe goed gelyk vir die land. Dit het baie positief gelyk, dit het nou regtig gelyk dat ons gaan die toernooi aanbied en maar toe het die wêreld World Rugby toe hulle nou anders besluit en toe moes nou met Frankryk gegaan in 2023. Nou Guyton McKenzie het ook genoem of wat is nou maar net ek dink nou net genoem dat hoe dit goed sal wees vir die gees in Suid-Afrika van hy het nou toe genoem dat Suid-Afrika het reeds in mos nou 1995 toe ons die rugby wêreldbeker wen daai jaar het ons hom aangebied en so dit was mos nou ikoniese dit was baie ikonies en dit was 'n goeie gevoel goed voel geleentheid maar ek dink die internasionale rugbyraad kyk meer na die krag van die Suid-Afrikaanse rand as wat hulle na enige iets anders kyk. Dis die ding ja so nou ons weet nou McKenzie is nou baie entoesiasties hieroor maar ander rugby amptenare en kenners hulle wys op hierdie paar struikelblokke uit wat nou daar is. So om 'n rugby wêreldbeker aan te bied is verskriklik baie duur. Dis duur. So daar moet stadionopdaterings wees. Veiligheid en polisie sal moet uitgesorteer word en dan ook natuurlik infrastruktuur en logistiek. Ons het nou gesien met die G20 byvoorbeeld. Ek weet nie of julle kon sien hoe veral Johannesburg die paaie word reggemaak en so dit is natuurlik dis geld as jy wil iets aanbied. Belastingbetaler geld wat in elk geval dit moet doen. Belastingbetaler geld, ja. So en dan volgens vorige uitsprake ook van SA Rugby is dit tans nie finansiëel haalbaar om so groot 'n toernooi aan te bied in die nabye toekoms nie. Nou McKenzie se ambisie word nou teen 'n breër wêreldprentjie ook geplaas. Dis oor toekomstige toernooie is reeds lank vooruit toegeken. So hy sê nou hy wil nou graag hê die wêreldbeker moet in die nabye toekoms wees, maar hierdie goed word vooraf beplan. So en dan weet ons ook die 2027 toernooi gaan in Australië plaasvind en dan 2031 in die Verenigde State. En verdere toekennings word ook reeds beplan. So ja, ons sien ek dink dis altyd maar goed as 'n minister entoesiasties is oor iets, veral iets wat positief kan wees, want natuurlik kan dit mos nou maar goed wees vir die ekonomie. As ons nou so 'n groot toernooi kan aanbied, maar dan moet mense ook nog maar die struikelblokke in ag neem. Ja, ek dink die minister kan ook maar 'n bietjie fokus op die kunste net sport en dan sal ek dit waardeer en as hy minder mense na die wêreldbeker te wil stuur vir die sokker, sal ek dit ook waardeer as ons dan meer geleenthede kan skep vir almal om ons. Maar nou goed, ek hoor. Palesa, baie dankie vir die saamgesels. Dis almal vir ons tyd is en ons waardeer die tyd vanoggend. Dankie julle. Dit is dan Palesa Mklala met jou nuus vanoggend. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.